Môre mense. Sal jy my glo as ek vir jou sê dat die ekonomiese val wat kom reg oor die wêreld is beplan. Deur mense beplan. Deur die Wêreldbank beplan. Ons sien die Wêreldbank het 'n plan. Hulle gaan nie hulle beheer afstaan. Hulle wil inteendeel die hele wêreld en alles wat jy besit beheer. Dis iets wat ons nie kan bedink nie. Ek het dit nog nooit kon bedink nie, maar vandat ek die laaste twee maande op skool werklik weer begin infokus op die goed op grond van 'n visioen wat ek gehad het in 2013, ek het nie gevra daarvoor nie, van die ekonomiese val in Suid-Afrika in 2020. Is ek weer wakker gemaak rondom dit en ek het bietjie begin delf. Ek is nie iemand wat eintlik belangstel in die ekonomie en al die politiek en goeders nie, maar ek het weer begin delf en ek kan nie my eie oë glo, dit wat ek sien en dit wat ek hoor. En dit is ons probleem, mense, ons is nie ingestel daarop nie en ons dink ons kan dit nie verstaan nie en daarom ignoreer ons dit en ons dink dis iets wat met ons gaan gebeur nie. Ons het 'n konsep van okay, Jesus gaan my kom wegraap, hy gaan my kom haal en dan gaan ek in elk geval nie deur die goed gaan nie. Dis maar hoe ek ook geleef het. Maar ek dink dit is tyd dat ons moet oopgaan. Ons kan verstaan wat's besig om te gebeur. Daarom is daar vir 'n paar jaar al in die aarde deur die sosiale media is daar 'n woord van die hypergenade van God. Die ingeslotenheid van die mens, die identiteit van die mens, is daar 'n woord wat in die aarde uitbasyn word, nie in die kerke nie. Maar op sosiale media is mense besig om te verstaan wie is hulle. Want die ding is, dis 'n voorbereiding vir dit wat kom. Die tyd wat kom en hierdie moeilike tyd wat kom, sal die mense sien wie is die seuns van God. Die mense wat dooies opwek, die mense wat kos voorsien waar daar nie kos is nie. Die mense wat weet mense wat vir roof en steel net eenvoudig verwilder. Mense wat deur koels getref is wat niks oorkom nie. Mense verstaan, hier's 'n tyd wat ons ingaan waar jy as seun van God, as jy verstaan wie is jy, vir ander mense sal wys hoe lyk 'n seun van God. En dis ons grootste voorbereiding vir die tyd wat kom. Nou, ek sal dit self nie geglo het as iemand vir my gesê het, hierdie is 'n beplande ding. Jy sien die Wêreldbank wil 'n elektroniese geld of rekenaargeld, of hoe moet ek dit uitdruk, cryptocurrency, wil hulle in die wêreld inbring. Dis reeds in die wêreld, dit word op groot skaal gereeds gebruik, maar hulle wil dit hulle sin maak om sodoende dan jou te beheer. Dan word van jou foon af, jy gaan nie meer deur banke werk nie, van jou foon af doen jy al jou besigheid. Jy het 'n wallet op jou foon waarin die geld kwansies gehou word. En as jy dit geld nie, elke item, elke fisiese artikel, 'n stoel waarop jy sit, die tafel, jou rekenaar, alles word gekodeer en word deel van hierdie blockchain waarvan hulle dan in beheer is en trek rekord het van alles, van alle bewegings. As jy stoel aan iemand verkoop, dan weet hulle dit. En eintlik word ons slawe van 'n stelsel. En eintlik besit ons dan niks. En kan ons niks besit nie, nie eens eiendom nie. En hier ons dit net by die Wêreldbank. Die mense wat skatryk is, gaan nie hulle beheer opgee nie. Nou ek sê dis beplan. Nou, ek gaan jou nou 'n fotootjie wys, maar in 1988 op die voorblad van die Economist, 'n tydskrif, is dit duidelik uitgespel dat daar 'n wêreld geldstelsel gaan ontwikkel word en teen 2018, 30 jaar later, 88 tot 2018, 30 jaar, sê dat dan sal dit in werking tree. Hierdie mense is al 30 jaar besig met hulle beplanning. 30 jaar.
en hulle is op trek. Daarom sê ek die ekonomiese val van die wêreld, wat besig is om te gebeur as alreeds lande wat op hulle knie is 'n beplande ding. Hyperinflasie is 'n beplande ding. Hyperinflasie beteken ek, soos in bedoel ek, Venezuela, dosyn eiers, R1900. Die helfte van jou salaris gaan vir 100. Dit is hyperinflasie. Dit is beplan, sodat 'n land ekonomies moet val, sodat hulle kan inkom en 'n wortel voor jou hou, sodat jy kan deel raak van hierdie blockchain en hulle totale hou vas op jou lewe kry. Dit klink ons nou soos eindtye. Hier het niks met eindtye te doen nie. Hier is mense wat wil beheer. En ons moet verstaan wie ons is, dat ons nie ingetrek word in daai hele blockchain tegnologie nie. Ons moet vry bly daarvan. Daarom moet ons op 'n plek kom wat ons self onderhoudend is. Nou, ek wil gou die fotootjie vir jou wys. Kyk gou na hierdie foto, dan kyk jy na die datum van die coin, as jy dit nou kan sien, 2018, en die tydskrif is 1988. Loer net gou daar. Oké mense, nou gaan ek verder. Dit is die IFM Bank, die International Monetary Fund. Dit is die Wêreldbank wat ook lande uitbuil, met ander woorde wat van hulle SDR geld vir lande gee om leen en hulle so help om van finansiëel aan die gang te kom en aan die gang te bly, die ekonomie aan die gang te hou. Ek praat van biljoene dollars. Aan die einde van die dag bring daai IMF bank daai land op sy knie, want hy kan nie die skuld terugbetaal nie. En dan neem hulle oor. Dit is hulle totale beplanning, is hulle strategie. Dit is ongelooflik. Wat is hulle strategie? Oké, nou hulle het China gebruik om hierdie ding te ontwikkel. China is baie goed tegnologies in die rekenaarwêreld. Hulle is baie kundig. En hulle het die IFM bank, die Wêreldbank, het vir China gevra om die SDR te ontwikkel sodat dit 'n globale geldstelsel kan word. Nou kyk nou, China werk natuurlik lankal al daarin. China het al 'n satelliet in die atmosfeer wat hierdie dinge kan beheer en gaan nog baie satelliete opstuur om dit globaal te beheer. Maar kyk nou, in 2012 het China die Olympiese spele aangebied en hulle het 'n geweldige vertoning gehad. Baie mooi. Maar kyk gou na hierdie foto. Wat beeld hulle uit? Sien julle mense? Dis 'n beplande ding. En as ons toe oor deur die lewe gaan ons nie gereed wees vir hierdie ding nie en gaan ons ingesluk word, soos miljoene mense reeds ingesluk is in die blockchain tegnologie. Slim genoeg kom hulle hier in die 2006, 2007, 2008 daarom en hulle begin Bitcoin ontwikkel. Die blockchain tegnologie, Bitcoin, die eerste geld wat nie fisies is nie, maar wat in die rekenaarwêreld werk. Jy gaan op 'n wallet op jou foon, jy gebruik Bitcoin, jy koop dit aan. Hulle jaag hy prys op van Bitcoin en mense koop in want hulle sien hulle kan geld maak. Ek sien nou weer 'n advertensie waar hulle sê as jy, ek dink 5 jaar terug 'n Bitcoin gekoop het vir $5, het jy vandag $5 miljoen. Dis hoe hulle Bitcoin net druk. Nou hulle gaan Bitcoin druk, want mense is geldgierig en mense koop in en hulle ruil hulle geld, met ander woorde vir Bitcoin. Hulle word deel van die blockchain tegnologie en dit is nie net Bitcoin nie, Ethereum. Daar is hoeveel sulke geldstelsels in die wêreld op die oomblik wat op hierdie tegnologie gebaseer is. En hulle maak mense gewoon daaraan
en mense koop in en hulle dink hulle gaan ryk word en dan word hulle gevang. Want wat doen hulle? Hulle hele beplanning is, en ek gaan 'n videoetjie ook opsit op Facebook dat julle kan sien, en dit is ook op YouTube as jy dit gaan soek onder ACC Chain. ACC is die nuwe geldstelsel, die cryptocurrency, 'n wêreldwye geldstelsel wat op die rekenaar gaan werk, wat nie fisiese geld gaan wees nie. En hy gaan opgemaak wees uit Bitcoin en Ethereum, en die ACC coin gaan een gemaak word. Daai 3 word een. Hulle sluk jou onmiddellik in hulle tegnologie. Dis beplan. Hulle kan nie hierdie goed vrystel of hierdie geld vrystel tensy fisiese geld verdwyn dit nie. Dis sal dit in die video ook sien. Hulle vee die fisiese note van die tafel af. 'n robothand doen dit. Met ander woorde, wat is hulle plan? Hulle plan is om jou geld so die inflasiekoers so hoog te maak op jou geld, sodat dit niks meer werd is nie, sodat jy verleeg gaan wees en deel gaan word van hierdie blockchain, en van daai oomblik af as jy 'n slaaf van die Wêreldbank en hierdie skatryk groep mense wat nie hulle beheer gaan afstaan nie. Kan dink wat sal gebeur. Gaan kyk wat gaan in Venezuela aan, gaan kyk wat gaan in Griekeland aan, gaan kyk wat gaan in Duitsland aan, Europa, gaan kyk wat gaan in Amerika aan, in Rusland, kyk wat gaan in India aan, waar hulle nou sekere note net, die waarde van sekere groot note net 0 gemaak het, en skielik het mense in armoede verval, mense wat geld gehad het. Ons leef in 'n tyd wat ons glad nie meer die banke kan vertrou nie. Jy kan nie jou regering vertrou nie. Dis 'n tyd waarin jy op God moet vertrou wat in jou is, wat jy wil lei en wat jy wil rig in hierdie dag. Dit is die tyd van die openbaarmaking van die seuns van God. En ek het gister met 'n groep mense gesels, 'n gemeentelike opset, en ek het vir die mense gesê, ons moet klaar kry met godsdienst. Godsdienst sê vir jou, God is ver. Kry klaar daarmee. God is deel van jou lewe. En ons gaan 'n tyd in, waar daar baie onrus in die wêreld gaan wees, en veral in Suid-Afrika. Daar kan soos burgeroorlog uitbreek in Suid-Afrika. So hulle gaan aanhou om die grond te wil terugvat sonder vergoeding. Kan dit vir julle waarborg, het gaan kom. So ons moet onsself voorberei. Die beste manier om jou voor te berei is om te weet wie is jy. Mense, ek het 'n reeks video's, en daar's baie video's daar buite waarna jy kan gaan kyk, wat jou help om te verstaan wie jy is, en dat God deel is van jou lewe. Want dis die lewe wat ons sal moet kan leef. Die tyd wat kom, ons sal bonatuurlik moet kan leef. Maar ons moet ook nou al ons beplanning doen rondom hierdie goed. En dis waarmee ek en Linda besig is. Ons werk in daai rigting, sodat ons onsself kan behou in die tyd wat kom, want ons kan nie deel raak van hierdie blockchain tegnologie nie. Geld gaan verdwyn. So hoe gaan ek en jy leef? Ok, so mense, hierdie is net om jou net weer bietjie meer in te lig. En ek vra dat julle kyk na die ander video ook, en wat ek gaan plaas op Facebook. Dit is, soos die Engelman sê, is mind-boggling, om te sien hoe hierdie mense die wêreld manipuleer, dit nog altyd, maar hoe dit nou in 'n groot mate gaan doen. Selfs die stoel waarop jy sit, alles wat jy besit, hulle is reeds besig om hulle is reeds besig met decodeer, hulle is reeds besig om kodes te heg aan sekere goed, dat aan tee in China dit gedoen, besig met eiendom in Amerika. So mense, die ding is besig, die bal is reeds aan die rol. Ons gaan nou sien hoe gaan lande op hulle knieë kom en begin val. Hulle wil hierdie geld instel in 2018, die ACC coin. En daai geldstelsel, en dit beteken dat geld gaan verdwyn. En ek en jy moet kan leef sonder die ACC geldsysteem. Dis nie God wat dit doen nie. Dis nie God wat besig is nie, dis nie sy plan nie. Hierdie is mense planne.
en dit vernietig die mensdom. Dit maak van die mensdom slawe. Neem ons vryheid weg. Maar Christus gekom het en ons reeds vrygemaak. Ons hoef nie deel te neem aan hierdie goed nie. Hy sal jou help, hy sal jou rig. Fokus na binne toe waar die koninkryk van God is en leef van binne. En neem jou besluite en keuses van binne. God se gedagte aan jou is nog steeds in hierdie tyd om aan jou goed te doen. Tot 'n volgende keer.